Hierdie program word geborg deur DigiCards. Hallo daar, baie welkom weer by Hart en Siel van die Tuinroete. Vandag het ons 'n baie spesiale dame by ons. Dis Anita en sy het 'n radioprogram met die naam van Overcomers. Baie welkom by ons, Anita. Baie dankie Althea, dankie vir die kuier, is lekker om julle hier te hê. Anita, ek is verskriklik geïnteresseerd in die tipe werk wat jy doen. Sielkunde en spiritualism, daai hele ding, is 'n groot ding in jou bedryf. Wil jy vir ons eerstens net sê, die feit dat jy daai gekies het as deel van jou loopbaan, hoe het jy daarby uitgekom? Is jy agterste voor deur die bosse gesleep? Het jy jou kennis so gekry? Of is jy 'n geleerde dame wat deur die boeke gegaan het? Nee, ek is agterste voor deur die bosse gesleep. Ek sê altyd vir mense, dis net my hare en my mond wat glad is. My lewe was nooit glad nie. So hulle sê mos your calling will crush you. So ek is gecrash. So ek het die teoretiese opleiding en die emosionele ervaring sal ek sê. En dit maak dit vir my so lekker om met mense te werk wat gebroken is. Ek doen baie goed. Ek is 'n Christelike beraader. Ek is 'n skrywer en daai goed kombineer ek alles. So waaroor ek mense beraad, is die goed waaroor ek skryf, is die goed waaroor ek innerlike genesingskonferensies doen. So daai is my fokus. Ek sê altyd ek is 'n Jack Russell. As iemand vir my sê hy het 'n swak selfbeeld, dan grawe ek saam met hom die gat om by die wortel uit te kom. Want ek dokter nie vruggies nie. It's not in the fruit, it's always in the root. En dit is maar my uitgangspunt met wat ek doen. As mens nou praat van, jy het vroeër vir my gesê, jy doen nie berading soseer nie. Nee, ek doen. Maar dit is meer berading op 'n... Nee, dit is berading, ek het dit nou verkeerd. Dit is berading, maar dit is nie sielkundige berading nie. Glad nie. Dis die verskil. Verduidelik bietjie vir ons, jy was nou so spot on met dit. Nee, vertel bietjie vir ons kykers. Wat sielkundiges en psigiaters doen is op hulle vlak. Wat innerlike genesingsterapeute doen is meer op 'n geestelike vlak. So ek gaan geestelik emosioneel na daai wortel toe en help mense om uit te figure waar het hulle as jy gaan kyk na Spreuke 17 vers 22 wat sê a broken spirit dries out the bones. Ek gaan kyk wat het jou hart gebreek en wat veroorsaak waarmee jy vandag sukkel met gebrokenheid. So gebroken mense is vir my dokters werk met bloed, mechanics werk met olie, ek werk met emosies. En dis vir my lekker. En wat sou jy sê is oor die algemeen die oorsaak dat ons so op 'n ouer ouderdom so gebroken voel? Wat is mense voel baie lank gebroken, hulle weet dit voor hulle dit uitvra. Mens voel dis maar wat jy moet doen, hè? As ek moet kyk ek het op 25 'n obsessie begin kry om my biologiese ouers op te spoor. So maar weet jy wat? Gebrokenheid werk soos die Boesmans. Onthou jy hoe die Boesmans 'n bok gejag? Hulle grawe 'n worteltjie uit en dan sit hulle daai sap in daai pyltjie en hulle skiet daai bok met daai pyltjie, maar daai gewerk nie dadelik nie. Dit is amper asof die Boesman vir die bok wil sê you can run but you cannot hide. So dit vat 'n tyd vir die gif om deur te loop en die meeste gif wat ons klein tyd mee geskiet word, die meeste gifpyle is rejection, is verwerping. Okay. So dis amper een van die eerste root emotions wat verwonding wat elke babietjie het. Mee groot word. Party mense word vroeg gewond, ander word later verwond, maar ons is almal verwond. Maar nie almal werk daar nie. Ek sê altyd verwonding is nie jou skuld nie, maar genesing is jou verantwoordelikheid. En ek wil vir jou sê nie almal vat daai Dis baie waar woorde, maar dit is altyd moeilik want jy kyk in die spieël as jy dit nou doen. Ek sê, yes, jy daag op vir jou eie healing en ek sê altyd, healing is only for the brave. Is nie almal wat opdaag vir healing nie. Hoekom dink jy is dit so? Mense hardloop weg, want jy kan nie... We don't know how to deal with things. Waar sal jy sê begin daai kyk, lek? Die ding wat ons... Bad parents make bad children, which make bad parents again. Daai nee, daar is nie so ding soos bad parents nie. Daar is so ding soos broken parents en 'n lack of knowledge. Mense so, weet nie. Ja, lack of knowledge. Die woord sê, we lack of knowledge of God, die kennis van God. Ons het nodig om by God te hoor om 'n goeie pappa te wees. En daar's nie universiteite vir paas nie. Daar's nie universiteite vir ma's nie. Kinders het behoeftes van paas, hulle het behoeftes van ma's en van jou basiese aardse gesin, sal ek sê.
En wanneer daai rolle van 'n pappa, wanneer hy nie in sy rol opdaag nie, as gevolg van sy eie gebrokenheid, as gevolg van 'n gebrek aan kennis, dan is daar needs wat nie gemeet word van 'n kind nie. En dit veroorsaak dat liefde misgekommunikeer word. En dit veroorsaak weer dat 'n leuen inkom van ek is nie goed genoeg nie. Ek sê altyd vir die mense, when we experience trauma of rejection of neglection, we never stop loving our parents. We stop loving ourselves. En dis waar dit Jy kom. blameer jouself vir alles. Ja man, subconsciously, mense weet dit nie. Nou vat ons wyn vir die pyn, jy weet, Ooh, en daar kom 'n ander groot ding. pleasure en al daai goeders. Totdat jy by breekpunt kom en dan is dit eers waar party mense sê, "Jy help my." Kom ons begin, ek sit nou reeds en dink, terwyl jy nou so praat, hoe groot mense is moeilik om te genees oor die algemeen, as gevolg van 'n muur wat hulle self nie eers weet hulle het gebou om hulle nie. Maar kinders het nie daai mure nie, maar nou is hulle by ouers met mure, en hulle word nou groot in daai omgewing, kan mens maar amper sê, waar die ouers nie eens bewus is van nie. Hoekom is dit asof 'n mens voel, mense wil nie genees nie? Al weet hulle dit is daar, maar hulle voel tog, hulle wil nie daai deurbraak maak nie. Hoekom dink jy? Weet jy, jy het nou gevra van 'n perd wat, jy mens bring 'n perd tot by die water. Ja, enige iemand, daar's van ons wat harder werk aan ander mense se probleme, as wat hulle eintlik self wil doen. En daar is net mense wat nie eers bewus is nie. Ek meen, as jy nie bewus is dat jy gebroken is nie, hoe gaan jy iets daaraan doen? En nou, een ding wat in ons pad staan is baie keer, of nie in ons pad staan nie, sal ek sê, wat mense miskyk, die Here het vir ons vrye wil gegee, vir die mens, vrye wil gegee. En iemand wat nie wil nie, kan nie gehelp word nie. So, dis maar soos, ons kyk baie keer na narciste en dan sê mense, hulle kan nie genees word nie. Enige iemand kan genees word, As hy besef, as hy kan insien. Maar nou pride is een van die grootste goed, ek meen Lucifer het gesukkel met pride in die hemel. So die pride is die ding wat eintlik ons almal weghou van genesing af, want jy wil nie insien nie. Hoe neem jy jou stappe? Kom ons sê 'n persoon kom sit by jou en jy kan sien, so, hier gaan ons 'n rukkie moet vasbyt. Wat is jou proses? As jy nou sou sê, okay, elke is anders. Ja, We ja, ja. appreciate that. Maar het jy 'n algemene, Ja. okay, jy kyk, gee Ja. vir ons dit. Kom ons Weet jy, as jy gaan, enige iemand kan dit doen. Jy kan met iemand in 'n koffieshop gaan sit. En as iemand vir jou begin vra, of begin praat oor hulle gebrokenheid, die ding wat jy kan vra is, ek vra altyd, vertel my van jou grootwordjare, vertel my van jou pa en jou verhouding met jou pa. Want omdat 'n pappa so 'n belangrike rol het in 'n kind se lewe, kan ek amper feitelik altyd die meeste van mense se probleme terugtreis na 'n pa toe, of die rolle van 'n ma, iemand wat baie verslaaf is, kindertyd soek troos, en 'n mamma is 'n trooster. So die rolle van 'n pappa, as ek dit gou kan sê, is identiteit, waarde, voorsiening en beskerming. Dis wat 'n pappa vir 'n kind moet gee. 'n Mamma is 'n trooster, 'n leermeester en 'n versorger. So as daar sekere goeders wat mense is met my deel, dan weet ek dadelik, okay, hierdie moet ek nou vir jou, ek moet jou nou help dat jy kan insien wat het jy nodig gehad as 'n kind, en wat het jy nie gekry nie, en hierdie gaan nie oor dislojaal wees teenoor jou ouers nie. Want baie mense kan nie insien dat hulle gebroken is van kleintyd af nie, want hulle dan sulke goeie ouers gehad. Is baie keer nie die sleg wat die ouer aan die kind doen nie, dis die goeie wat hulle nalaat om te doen, Correct. wat ook gebrokenheid kan veroorsaak. Daar sê. Wat is jou, as jy nou vir mense tuis sou moet sê, watter goed moet mens na kyk? As jy byvoorbeeld jong tieners in die huis sit, of jy sien jou man, hoe kan 'n mens iemand identifiseer, as dit indien dit moontlik is, Nee, dit wat is. op drif staan, wat jy nou kan sien, hoor jy, hierdie persoon, hoe kan 'n mens kyk, hoe besef jy iemand is amper al op 'n desperaat Jy mode? kyk maar na fruit, jy kyk maar na die vrug van die boompie, as dit nou 'n guava is, hierdie boom is nou 'n guava boom, dan moet hy mos nou guavas produce. Maar nou gee hy suurlemoene, en wat ons nou doen is, ons verf nou hierdie suurlemoene pink, dat hulle nou weer soos guavas lyk. So ons fake it till we make it. Maar jy kan sien hoe mense, as iemand baie aggressie het, dan moet jy maar weet, daar's ergens iets wat, hulle sê mos, if I sit long enough with my anger, she will show me her real face is grief. So daar's diep hartseer in mense wat baie kwaad is.
Jy kyk na die vrug. As daar iets is wat nie in lyn is met wat jou goed laat voel nie, dan is daar maar net iets waarin 'n mens moet werk. Dit kan nou diepe gebrokenheid wees, dit kan net 'n kortstondige issue wees, maar swak selfbeeld is altyd, of jy het 'n dit is so diep. Jy kan 'n performance-driven ouer gehad het, wat en iemand is, ek moet altyd wen, ek moet altyd die beste wees. So net daai striving, mens sien die vrug van iemand, en jy weet, luister, maar iets is nie reg nie. Ja. Maar is nie altyd te sê, daai persoon sien dit in nie. Korrek. Maar hopelik het jy inspraak in daai mense lewe. En mens kan die kommunikasie begin, hè, dat die persoon net kan Ek sê mos altyd, as jy nie rules without relationship creates rebellion. As jy nie inspraak het in iemand se lewe nie, dan kan jy nie, dan kan jy nie vir hom sê, my boeta, hierdie ding maak seer. Sien jy hoe seer maak jy mense? Anita, maar vreeslik dankie. Dis so 'n groot topik wat ons aanraak, en ek weet mens kan nie by alles uitkom in ons 10 minute nie. Ek wil nog amper vir jou vra, how did you do it? Is dit 'n lang storie? Man, dit kan baie lank wees. Daar was 'n dag wat ek gesit het by 'n beraader met al hierdie goed wat met my gebeur het, slegte goed, van voorgeboorte af. Verwerping, abandonment, en die persoon het vir my gesê, okay, al hierdie goed het nou met jou gebeur. So what? Wat gaan jy daaromtrent doen? En tot op daai stadium was dit vir my lekker om 'n victim te wees, want ek kon blameer. Maar daai dag moes ek 'n keuse maak en sê, as ek vir die res van my lewe 'n victim wil wees, of 'n oorwinnaar wil wees, moet ek 'n keuse maak met my vrye wil. En dis wat ek gedoen het. Dis maar die verskil. Prys die Here. Baie dankie vir jou tyd, Anita. Dis 'n groot Ons plesier. glo ons sal mekaar weer iewers hier kry, Ja. dat ons weer kan gesels, want ek sal graag nog bietjie meer oor jou skryf. Dankie vir die kuier, dit was baie lekker. Nou ja, Waardeer toe, julle. daar hoor julle dit ook. En tot 'n volgende keer sal ons weer kuier. Totsiens.